Vanoggend gaan ons voort by wat ek laas Sondag opgehou het. Ons preek weer uit Judas 1 tot 25. Ek gaan vir julle dalk 2 Petrus 2, tweede hoofstuk dalk bylees. Maar net soos jy daar sit, kom ons raak rustig. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word, want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil laat 2 gedeeltes, wat ek vir julle wil lees, dis redelik baie naby aan mekaar. Die tweede gedeelte is nou nie iets wat op die bord gaan wees nie, maar jy kan gerus volg in dit soos ek dit daar vir jou lees. Ek gaan die 2 vertalings gebruik. Ek gaan vir ons Judas, die brief, net 25 versies, gaan ek lees uit die nuwe vertaling, en dan gaan ek 2 Petrus 2 uit die ou vertaling, 53-33 vertaling doen. Maar voor ek vir ons lees, jy is welkom om onder gebed, as jy nie daar is nie. As die tweede laaste boek, net voor Openbaring. Petrus se briewe is net voor die Johannesbriewe. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons kom loof U, Here, omdat ons vanoggend die vryheid het om in 'n kerkgebou, wat ons ook noem die huis van die Here, of 'n vergaderplek waar ons as gelowiges U kan kom ontmoet, Here, gemeenskap met mekaar kan beleef, maar bo dit alles gemeenskap met U mag hê, deur U woord, deur die Gees, en deur die prediking, en deur die sang. Dankie daarvoor, Here. My gebed is ook, Here, vanoggend, dat die elkeen wat vanoggend hier sit, sal seën, ons oë en ore sal oopmaak, Here, ons geestelike oë, ons geestelike ore, sodat ons kan hoor wat U vir ons in die woord wil sê. Ek bid vir elkeen vanoggend wat hier so sit, Here, dat hulle ontvanklik sal wees vir die woord, want U woord sê U vir ons, die woord maak vry. Die woord maak vry as die waarheid ook hier in my is, in my leef. Dan kom maak U woord my vry. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek gaan weer lees die 25 versies in Judas. Is bietjie lank om te lees, maar wees maar geduldig met dit wat ek het. Ek sien Roan het net daar 11 tot 25, maar dis alright. Ons lees, ek gaan die ander versies lees, die van julle wat die Bybel het, kan maar net volg, en die van julle wat nie het nie, kan maar net met die ore die woord hoor. Van Judas, 'n dienaar van Jesus Christus, en broer van Jakobus, aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het, en deur Jesus Christus bewaar. Mag barmhartigheid, vrede, liefde en oorvloed aan julle geskenk word. Geliefdes, ek was van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waarin ons almal deel het, maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor en te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleerdere binnengedring het, goddelose mense wie so veroordeling lank reeds vasstaan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe, en hulle verwerp ons enigste meester en Here, Jesus Christus. Al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner, dat hoewel die Here eenmaal sy volk uit Egipte verlos het, het hy tog daarna die wat nie geglo het nie,
laat omkom het. Dink ook aan wat gebeur het met die engele, wat hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het hulle met onbreekbare kettinge gebind en hou hulle in die duistere dieptes vir die oordeel van die groot dag. En dink ook aan die mense van Sodom en Gomorra in die stede rondom hulle. Net soos hierdie engele het hulle onsedelike dade gepleeg en omgang gesoek met vreemde wesens. As waarskuwing vir almal word hulle nou gestraf met die vuur wat ewig brand. En nou is dit met hierdie mense net so. Vanweë die droomgesigte wat hulle sien, bevlek hulle eie liggame, verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Maar hierdie mense praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie. Hulle is soos verstandlose diere, alwaarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange. En juis dit is hulle ondergang. Verskriklik sal hulle lot wees, want hulle het dieselfde pad as Kain geloop. Vir geld het hulle dieselfde bedrog as Biliam gepleeg. Soos Korag het hulle in opstand gekom, en dit was hulle ondergang. Hulle besoedel julle liefdesmaaltye met hulle skaamtelose uitspattighede en sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat geen reën bring nie en deur die wind verbygewaai word. Hulle is bome wat selfs laat in die seisoen nog geen vrugte het nie, wat ontwortel en morsdood is. Hulle is woeste golwe van die see. Hulle laat hulle skande so skuim opspat. Hulle sterre wat uit hulle baan geslinger is. God hou vir hulle plek gereed in die duisternis dieptes, waar hulle ewig sal bly. Dit is oor hierdie mense dat Henog, wat die 7de geslag na Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy duisende heilige engele, en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Hierdie mense kla gedurig en is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, maar groot en sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Maar julle geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word, en hulle sal met julle die spot dryf. Hierdie mense bring verdeeldheid. Hulle word deur hulle natuurlike drange geheers en nie deur die Gees van God nie. Julle geliefdes, moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof, wat altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God, vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Ander moet julle red, deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle met versigtigheid ontferm, en verafskiet selfs die klere wat deur hulle sondige liste besmet is. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons Verlosser, deur Jesus Christus ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid van die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan net so vir die wat julle Bybels het, 2 Petrus, tweede brief van Petrus, die 2de hoofstuk, net die paar verse lees,
Ek kan julle min of meer hoor, dit wat ek vanoggend in Judas gelees het, dat dit min of meer dieselfde trant is. Maar daar was ook valse profete onder die volk. Net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketery heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het verloon, en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. En baie sal julle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. En uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie, want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die gehel gewerp en aan kettinge van die duisternis oorgegee, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag die prediker van geregtigheid met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van die goddelose mense gebring het, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. En die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense. Want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos, en die onregverdiges te bewaar vir die dag van die oordeel om gestraf te word. En vir al die wat die vlees in vuile begeerlikhede agterna loop, en die heerskappy verag, vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie. Terwyl die engele, hoewel groter en sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voortbring nie. Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, en hulle verdorwenheid te gronde te gaan. En die loon van die ongeregtigheid ontvang, hulle ag die weelderigheid oordag 'n genot. Hulle skandvlekke en smette weelderig in hulle bedriegery, as hulle met julle saamsmil, met oë vol van oorspel, wat nie ophou om te sondig nie, hulle verlok onvaste siele, hulle het 'n hart geoefen in hebsig, hulle is kinders van die vervloeking. Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Biliam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het, maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het. Die stom lasdier met die stem van 'n mens praat, en die waansinnigheid van die profeet verhinder. Hulle is waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur 'n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid, die wat waarlik die mense ontvlug het, wat in dwaling wandel. Hulle beloof vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is. Want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die besmetting van die wêreld ontvang het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees, as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom, wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol. As jy baie mooi hoor dit wat die ou vertaling sê, dat hulle wat die waarheid gehoor het, hulle wat
dit gepredik het, maar dit verag het, 'n groter oordeel sal ontvang. Dis my so baie keer asof van die vertalings, veral na die nuwe vertalings, bietjie meer sagkens omgaan met dit wat eintlik in die oorspronklike taal staan. En ek dink baie keer is die ouer vertaling dalk bietjie moeiliker dele om te verstaan, maar tog is dit baie nader aan wat die oorspronklike taal vir ons wou sê is, en ek het al by vorige keer gesê is dat die 83 vertaling vertaal was uit die oorspronklike taal, en dan het hulle daai vertaling gevat en dit meer in 'n leesbare Afrikaans vertaal het. Vanoggend se tema, 'n gees van onderskeiding, gaan ons voort met die boodskap van laasweek Sondag. Maar wil ek veral vanoggend preek oor die ander kant van die muntstuk. Want ons het eers gekyk hoe Judas die gelowige beskryf het, hoe 'n kind van God moet lyk, hy of sy wat die getuienis het dat ek 'n kind van God is. Ons het laas Sondag eers daarna gekyk. Saam met hierdie 25 verse in Judas, wat dan ook as 'n meer algemene brief beskou word, wat aan die kerk as 'n geheel gerig was, kan ons ook, en dit het ek vanoggend vir julle doelbewus gelees. Ek wou dit eers nie lees nie, maar ek het dit doelbewus gelees, sodat ons kan hoor wat daarin staan, en dat ons kan hoor die gedagtegang wat in Judas staan, baie ook in 2 Petrus 2 staan. En in woordeliks, veral as jy die ou vertaal, of die ou vertaling vat, en jy vergelyk die twee gedeeltes, is daar redelike ooreenkomste, maar hoewel daar ook verskille is in persone wat gebruik is. Ons tema vers 19, en ek lees weer die ou vertaling, en ek gaan nie weer teruggaan wat ek laas Sondag gesê het, wat in die Grieks staan nie, maar daar staan daar, hulle wat skering maak, sinnelike mense, wat die gees nie het nie. Die nuwe vertaling sê, hulle wat hulle nie deur die gees laat lei of bestuur nie, terwyl die Grieks baie duidelik staan, hulle wat die gees nie het nie. En ek het reeds laasweek daarop gewys, hoe die twee vertalings, die 53 en die 3 vertalings, met mekaar verskil, en ek het so 'n bietjie in die Grieks gewys. Nie dat ek sê ek skiet die 83 vertaling af nie. Daar kom ek het al baie keer agtergekom dat die ou vertaling so bietjie moeiliker daar vertaal het, en dan lees die 83 vertaling bietjie daar makliker, en dis hoekom ek altyd vir julle sê, as jy 'n teks of 'n gedeelte lees, is dit goed om dalk so bietjie meer as een vertaling te gebruik. Dit vat bietjie meer tyd, maar dit kan jou dalk bietjie meer help in dit wat daar gesê word. Ons moet nou onthou, Judas is nie besig met mense buite die kerk nie. Maar Judas is besig met mense in die kerk, dieselfde wat Petrus vir sy gemeente in Jerusalem geskryf het. Hy het nie vir heidene van ander gelowe hierdie briewe geskryf nie. Hierdie brief was gerig aan die kerk. Gelowiges en ongelowiges, of sou ek kon sê, heidene of ongelowiges wat die weg ken in aanhalings, maar tog nie deel is van die weg nie. En vanoggend kyk ons dan nou juis na hulle wat die gees nie het nie, soos vers 19 tereg daarop gewys het, maar spesifiek na mense van, maar nie na mense van ander gelowe nie, maar hulle wat binne die kerk is deel van die kerkgemeenskap geword het. Hierdie vers 19 is 'n baie belangrike bewys, is 'n baie belangrike getuienis van kind van God wees. 'n Kind van God kan nie sonder die Heilige Gees wees nie. Dis eintlik wat Judas hier kom sê het. As kind van God moet ek die Gees van God
in my hê. Romeine 8 vers 16 skryf Paulus die volgende: Die Gees met 'n hoofletter self getuig saam met ons gees, my gees hier binne, dat ons kinders van God is. Die eerste eienskap wat hulle het, is dat hulle nie die Gees het nie. Dit skryf Judas hier. Hulle het nie die Gees nie. Hulle besit nie die getuienis van God se Gees in hulle nie. Nou mens kan baie keer vra, maar dominee, hoekom preek jy oor hierdie goed? Hoekom noem jy hierdie goedjies? Is om vir die gelowiges, en dit soos Judas hier later skryf in sy brief wat hy sê, oor die wat in twyfel verkeer, hy noem dit hier so diep, dan daar is mense wat in twyfel verkeer. Moet julle ontferm oor hulle, sê hy. En dan sê hy pleinweg, die wat nie gered is om hulle uit die vuur te ruk. Die ander een, en dan sê die derde een, oor die ander moet julle met versigtigheid ontferm en verafskiet selfs die klere wat deur hulle sondige liste besmet is. Paulus skryf en sê, met sulke mense moet jy nie eers gemeenskap hê nie. Hulle besit nie die getuienis van God se Gees in hulle nie. Want dit kan ook nie, omdat daardie een nie die getuienis in homself het nie. Vers 4 sê, mense wat ingeslyp het, of die geleedere van die gelowiges binnengedring het. Die Here Jesus nie self gesê, my skape sal my stem ken. Wat hy ook gesê, pas op vir die wolwe en skaapklere, want as dit moontlik was, sou hulle selfs die uitverkorenes mislei het. 2 Petrus 2 vers 1 sê die volgende, en ek het dit vir julle gelees, maar ek wil dit weer vir julle lees, dat julle kan hoor, dat die dinge gebeur in die kerk. Maar daar was ook, en nou praat hy van in die Ou Testament, skryf Petrus hierso, ook valse profete onder die volk. Ons het nie gelees in die boeke van konings, van kronieke, van Samuel. Daar was vals profete gewees. Dan sê Petrus, net soos daar onder julle valse leraars sal wees. Hoekom word dit gesê? Is om die gelowiges te waarsku dat dit gaan so wees, dit gaan gebeur. Wat verderflike kettery en heimlik sal invoer. Hulle sal dit onder valse voorwendsels in die kerk invoer. Mense wie se oordeel reeds lankal vasstaan. Dis hoekom ek gesê het. En dis hoekom Petrus daar aan die einde geskryf het, dit sou beter gewees het as die persone nie die geregtigheid geken het nie. Maar daarbey impliseer dat die oordeel groter gaan wees. Hoe lyk hierdie goddelose mense? Met ander woorde, mense wat sonder hom is. Hy wat hulle nie ken nie, in die boek Openbaring staan daar, hy het 'n naam aan elke een gegee wie hy gered het. 'n Naam wat net hy ken. Wat maak hierdie mense? Wat verkondig hierdie mense? Hoor mooi, hulle verander die genade van God in ongebondenheid, sê die ou vertaling. Ek kan amper sê, hulle verander dit in losbandigheid. En hier word nie verwys na die seksuele wat hiervan gepraat nie, maar hulle maar soos wat 'n huwelik
bestem is vir die seksuele daad, en die seksuele daad nie by die huwelik geskik is nie. Dis eintlik wat hier bedoel word. Is dat daar die persone wat nie in God is nie, die evangelie of die dinge sê van God se woord, eintlik losbandig is met God se woord. So is hulle wat God se genade, dit wat Christus aan die kruis kom doen het, die evangelie goedkoop gemaak het, wat nie die waarheid aangaande die evangelie verkondig het nie. Dis eintlik wat Judas en Paulus hierby bedoel het, dat hulle gaan wel lustig om met die evangelie, en nie met die waarheid nie, die weg nie. Dis hulle wat die waarheid verwerp, hulle wat hom as verlosser en saligmaker verwerp. En weer eens sê ek, die brief is nie gerig aan buite die kerk, hoewel mens 'n Bybel gee aan iemand van 'n ander geloof, om die woord te lees, en dan deur God se genade, deur die Gees van God in daardie een se lewe geraak word. Maar dit praat hier van mense in die kerk, wat dit hoor, maar nog steeds hom as verlosser verwerp. Ek het al 'n vorige keer gesê, ek dink is Paulus wat skryf in Korintiërs, in die brief van Korintiërs, wat hy sê, alle sondes word ons vergewe, behalwe die sonde teen die Heilige Gees. En dit is juis ook dit wat hierna verwys word. As mense deur Jesus verwerp as verlosser en saligmaker. Ek kan onthou, so 'n paar jaar gelede, Pretoria, het ek met 'n oomie gepraat wat vir my gesê het, hy glo hy het nie bekering nodig nie. Vir hom gesê, jy verwerp die Heilige Gees. En dis 'n sonde wat jy nie vergewe gaan word nie, die dag as jy jou kop neerlê. Maar hulle wat 'n ander weg verkondig, skryf Paulus, soos die weg wat ek julle gebring het, laat hulle in 'n vervloeking wees. Paulus skryf dit in 1 Korintiërs 16 vers 22. Hulle het hom verloon, hulle het die waarheid verdraai, ander mense verlei om ook in hierdie valse weë te gaan. Hoe kan hulle die weg ken? Hoe kan mense die waarheid lief hê as God se Gees nie in ons is nie, of nie in jou is nie? Sy Gees nie saam met jou gees getuig, soos ek het reeds gelees het. Vers 5 word Israel beskryf, hulle wat uit Egipte verlos is, hulle wat die nageslagte is van Abraham, Isak en Jakob, skryf Judas hier van hulle. Petrus maak ook melding daarvan, die volk van God, word hulle ook as bekend gestaan, daar staan daar, hulle het in elk geval omgekom. Hoekom? Want hulle het nie geglo nie. Daai hele geslag wat uit die land, wat uit Egipte uit slawerny vrygekom het net Caleb en Joshua die land geërf. En hulle kinders wat as kinders uit die uittog uitgekom het, wat toe op daai stadium toe die Here vir hulle die beloofde land gegee het, jong volwasse mense was. Ons lees daar, hulle het 40 jaar geswerf in die woestyn. Hoekom? Want God wou gehad het, hulle moes omgekom het. God het 'n mishaag in hulle gehad. Hebreërs 11 skryf die skrywer ook daar, dan noem hy al hierdie geloofshelde op, dan sê hy, dan staan daar, en God was met die meeste van hulle nie tevrede gewees. Ons praat van die Jode, die Israeliete, die uitgekose volk, die verkiesde, die volk wat God gekies het, om sy volk te wees. Hulle het sy magtige dade op hierdie pad beleef. Hulle het God se wonderwerk beleef. Hulle het God se teenwoordigheid ervaar. Dis waarvan Hebreërs 6, waarvan ek so 2-3 sondae terug ook oor gepreek het, wat 'n baie moeilike teks was. Maar ek het gesê, dis 'n teks wat geskryf is aan Jode. En hy praat van die Israeliete wat God ervaar het. En dit is dieselfde in die kerk vandag, dat mense ervaar hierdie dinge.
Maar hier is dit nog nie 'n werklikheid nie. Daar staan eintlik, maar tog het hulle verlore gegaan. Mense wat in die kerk sit, die weg hoor, of dalk nooit hoor nie, maar tog verlore gaan. Vanoggend gaan jy vir my vra, maar hoekom sê ek dit? Want dalk is daar net een wat dit hoor, of dalk is daar een wat die boodskap aangestuur het, of dalk is daar iemand wat vanoggend regtig die eerste keer dit hoor. En ek het dit dalk al tot vervelings toe in julle ore gesê. Is die feit dat ek in 'n kerkgebou sit, of die feit dat ek 'n Bybel lees, of die feit dat ek bid, al doen ek al hierdie dinge, dis nie te sê ek is 'n kind van God nie, ek is 'n kind van God op grond van dat hy my salig kom maak, en dat hy my kom red het, dat hy my kom oortuig het van sonde, geregtigheid en die oordeel. Die Here Jesus aanneem as my verlosser en salig maak. Dat hy na my toe gekom het en hierdie dinge vir my kom doen het. Vers 6. Die kommentare wat ek gelees, is ons nie so heeltemal seker van wie hier die engele waarvan daar gepraat word nie, maar die feit dat Judas, dis dalk dinge waarmee hulle meer bekend was, omdat hulle nader in daardie tyd was, geskrifte of aanduidings wat ons het uit die Joodse, want dis dinge wat uit die Ou Testament uitkom. Maar dan staan daar hulle wat in sy heerlikheid was, daai heerlikheid verlaat het God vasgebind en bewaar vir die finale of vir die laaste oordeelsdag. Wat beklemtoon Judas hierso? Wat hy sê dat as selfs nie die engele God se oordeel kan vryspring nie, hoe gaan ek as mens dan Christus se oordeel vryspring vir dit wat die Here vir my aan die kruis gedoen het? Vers 7, net so Sodom en Gomorra as voorbeeld gestel was, toe God swaal en vuur uit die hemel laat reën het en hierdie stede vernietig. Nou ek weet, julle weet dit ook seker al, dat daar teoloë is wat sê dit het nie gebeur nie. Hulle noem van hierdie tekste in die Ou Testament haatspraak, of dit is nie wat die bedoeling hier was nie. Weet julle wat, ek weet nie wie van julle volg, daar's goeie goed op YouTube. Daar's 'n persoon wat geleef het met die naam van Ron White, julle kan bietjie gaan kyk na sy goed wat hy ontdek het. Maar selfs in Jerusalem, selfs in hierdie COVID-tyd, het ek na 'n video gekyk van Jode wat besig is met opgrawings in Jerusalem. Dan staan 'n mens verbuisterd oor wat besig is, dat die Here hierdie eeue al hierdie dinge bewaar het, en skielik kom hierdie dinge na vore wat eintlik sê, maar hierdie boek is geskiedkundig die waarheid. Hierdie boek is nie leuns nie. Ek lees in hierdie predikante groepe wat ek is, juis oor die nuwe vertaling, 2020 vertaling, wat die een dominee wat sendingwerk onder moslems doen, die volgende gedoen het: hoe kan ek dan 'n Bybel vir 'n moslem gee en sê, dit wat hier in die Ou Testament staan is nie heeltemal die waarheid nie. Moses was nie die outeur van daai boeke gewees nie, terwyl die vroeë kerk dit bely het. Die nuwe vertaling sê in die vers, omgang of gemeenskap gesoek het met vreemde wesens, wat dalk vir my, dalk vir jou, effens misleidend kan wees, want waarvan praat hy? Praat hy van vreemde mense van ander tale, praat hy van vreemde wesens, terwyl die ou vertaling lees,
agter vreemde vlees aangeloop het. Wat bietjie nader is in wat die Griek sê. Wat die bedoeling het, die natuurlike omgang, die gemeenskap tussen man en vrou, onthou ons is besig met Sodom en Gomorra, verruil het vir dit wat vreemd is, die normale, dit wat God bedoel het. Hulle ondergang is die ewige vuur, die ewige oordeel van God. Beleef ons nie in ons dag, juis oor die gay kwessie, dat dit wat God as mooi en heilig bedoel het, as rein verorden het, nou absoluut die teenoorgestelde is, as wat mense sê, dit God eintlik bedoel het. Weinig word die getuienisse gegee van mense wat gays was. Ek het 'n hele klomp gehad op 'n stadium van mense wat gay was, wat tot geloof gekom het in die Here Jesus, verlossing gevind het en vrygemaak, in 'n normale lewe kon geleef het. So min maak hulle deesdae daarvan. En dwaalleraars God se woord verdraai, om hulle liefdesteologie te pas. Dit wat Petrus geskryf het, 2 Petrus 1, het gesê, net soos daar valse profete was, so sal daar in julle dag ook valse leraars wees. Hierdie mense verwerp hom, en hulle besmet hulle eie liggaam, hulle eie gedagtes, hulle minag die kruis van Christus. Ek wonder, of mense regtig verstaan wat die kruis van Christus was. Wat die impak van Christus se kruisiging eerstens op homself gehad het, as mens en as God. En ek wonder baie keer of ons as gelowiges verstaan wat die impak van sy kruis in my lewe was, of is, sal wees. Ek wonder baie keer of ons verstaan die impak van sonde in my lewe, of dingetjies wat ek vertroetel in my lewe, en die impak wat dit in Christus Jesus gehad het, op die kruis, in die kruis, toe hy gehang het aan die kruis. Dink is dalk weer nodig, dat ons stil staan, dalk so weer by, of nie Pinkster nie, by Paasfees, rondom die betekenis van die kruis. Judas vergelyk mense wat die weg besoedel om hulle eie losbandige gedagtes te pas. Dis hoekom hy hierdie gedeelte die welis of losbandig gebruik, en hy gebruik dit nie in die sin van die seksuele nie, maar hy gebruik dit hoe teoloë, hoe dwaalleraars, hoe mense wat nie die waarheid bring, omgang met God se woord. Dis kan eintlik sê, hulle verkrag eintlik dit wat hier so staan. Dat nie eens Michael, die aartsengel, wat ons hierso lees, toe hy in stryd was met Satan of met Lucifer, nie eers gesê, ek bestraf jou nie, maar hy het gesê, die Here sal jou straf. Vers 9, vers 10, hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie. Hulle verdraai die waarheid, God se woord, om hulle te pas. Ek het dit al baie keer gesê, en dis my baie keer die toets. Ons sê in die reformatie of in die kerk, sê ons, sola fide, sola die geloof alleen, sola gratia, genade alleen, sola scriptura, wat
skrif alleen, en dan is daar 4-1, sola Christus, Christus alleen. En ek sê altyd, as ons byvoorbeeld oor hierdie dinge praat, met ons nie kyk wat 'n persoon of 'n teologie of 'n ou se ervaring sê nie, ons moet kyk wat God se woord sê. Dis deesdae, en dis hoekom ek hierdie dinge vir julle sê, en ek het dit dalk ook al gesê, dis wat deesdae aangaan in die wêreld, en dis die rigting waarin die wêreld gaan. Soos Petrus gesê het, die dinge sal gebeur, sodat julle nie onbekend of onwetend hierdie dinge, maar dat julle weet dat hierdie dinge gaan gebeur. En wat daar gebeur in die teologiese wêreld of in die teologiese kringe, dinge waarmee mense besig is. Ek het so tyd gelede geluister na oom Willie Maret, toe hy 80 was, wat gepreek het oor iets. En hy het een geweldige waarding gesê, en ek wil dit baie graag vir julle vanoggend gesê. Hy het byvoorbeeld gesê, as iets, byvoorbeeld in die kerk of in enige plek in die wêreld, as hulle iets wou laat tuis bring by mense, dan die eerste fase gaan wees, die mense gaan dit verwerp. Die tweede fase gaan dit al hoe meer aanvaarbaar word. Die derde fase gaan die mense dit almal aanvaar. Die gay kwessie het so 'n paar jaar gelede terug in die kerk begin het, en toe die kerkleiers in die kerk gesê het, hierdie dinge by in gesprek, ons bly in gesprek, hulle het hierdie dinge uitgereik, nie gegaan en dinge uitgepraat, soos die ander kerkgroepe gesê, God se woord sê so nie, ons staan daarby. Ons sit vandag in die NG Kerk, met 1200 of 1127 gemeentes, NG gemeentes, waarvan daar net in die 50 is wat gesê het, ons staan op teen die besluit van die algemene synode. Dan sê hy hier in vers 10, hulle is soos 'n dier wat net sy instinkte volg. Want die dier kan nie anders nie, want hy is gemaak net om sy instinkte te kan volg. Hy is nie tot iets anders in staat as net sy instinkte waarmee hy geskape is. God se waarheid sal jou net kan vrymaak as sy gees in jou is. Daarom gaan baie mense in die kerk ten gronde, omdat hulle nie toelaat dat die waarheid hulle vrymaak, die Christus, die lewendmaker wat in my is. Vers 11, hierdie dwaalleraars, mense wat die waarheid verag, is soos Kain wat sy broer gehaat het. Wat was die verskil? Abel was regverdig geweest, Kain was goddeloos geweest. Kain het geoffer, God het sy offer verwerp. Abel het geoffer, en God het sy offer aanvaar. Want God het Kain, en God het Abel se hart geken. Bileam, wat God se seun wou hê, ten koste van die waarheid. Hy het geld nagejaag. Beleef ons dit nie ook die afgelope tyd van predikers, wat, ek kan nie sê honderde nie, duisende mense mislei. Weet in Pretoria, daar in die skilpadsaal, daar op die skougronde, is daar elke Sondag 'n swart man, ek dink hy's van Nigeria, ek weet nie of hy nog daar is nie, wat vir mense bid, in die verkeer, daar's verkeersbeamptes wat die verkeer daar moet reguleer, duisende rande vra vir 'n gebed. Die meeste van daai gebede kom nie eens waar nie. Maar tog gaan hulle nog steeds. Wat Bileam wat bereid was om omkoopgeld te aanvaar, om homself te verryk. Dis dieselfde soos julle het seker al gehoor van die prosperity gospel. Jy moet gee sodat God jou kan seën. Is waar, maar is ook nie waar nie. Want wat van hulle wat vervolg word terwille van hulle geloof, hoekom word hulle nie geseën nie? Hoekom het hulle ook nie altyd kos op die tafel nie, maar terwille van hulle geloof word hulle vervolg. Korag, wat teen Moses, maar eintlik teen God opgestaan het, want God het vir Moses verkies as die leiers van die volk,
En hy het hom eintlik teen God verset. En dan staan daar, en God het die aarde oopgeskeur, en Korag en sy volgelinge, en al hulle families en kinders en hulle besittings, het die aarde ingesluk. Vers 12, nog steeds het hulle die vermetelheid, om ten koste van die kerk of van gelowiges, hulle self te verryk. Hulle eie voordeel te soek, soos die fariseërs wat die Here Jesus gesê het, wat vir hulle eie skyn dinge doen. Jesus het vir hulle gesê, julle maak die beker van buite af skoon, moet julle met die beker van binnekant en van buite af skoon maak. Dan sê hy verder, nie dit wat die mens inneem deur die mond maak die mens onrein nie, maar dit wat vanuit die hart uitgaan, dit maak die mens onrein. Hulle is soos 'n wolk sonder water, terwyl Petrus beskryf 'n vlieswolkie, wat deur die winde gedryf word. Dit wat hulle sê, en dit wat hulle preek, het dalk uiterlike invloed op mense, maar hier binne gebeur daar niks nie. Mense verander nie. Want daai wolk gee nie water nie, daai wolk gee nie lewe aan die mense nie. Alles is maar net vir die uiterlike skyn, bome sonder vrugte. Hulle kan nie vrugte dra nie, het die Here Jesus nie gesê nie. Aan hulle vrugte sal hulle julle ken. Hulle het 2 maal gesterwe, ontwortel en is mors dood. In hulle self is daar geen wortel nie. Dink aan die gelykenis van die saaiër, wat die Here Jesus daar gesê het, die saadjie het opgekom, maar daar was nie wortel nie. Die wortel het nie geskiet nie. En juis hier kom ook die waarheid van Johannes 3, toe die Here Jesus die gesprek gehad het met Nikodemus oor die wedergeboorte. Hier in vers 12 is dan die teenoorgestelde. Mens maar nie gered nie, daarom 2 maal sterwe. Alle mense word in sonde gebore en ontvang, maar jy moet tot geloof in Christus Jesus kom om gered te word. Anders sterf jy die tweede dood. Jy is reeds dood aan die gees, jy sterf die tweede dood. Dis die finale oordeel. Hulle is soos woeste golwe wat heen en weer beweeg, so sterre wat dwaal, sterre wat nie 'n rigting het nie, want die waarheid is nie in hulle. En dit kan ook nie so wees nie. Vers 14 en 15, so het Henog ook 'n regverdige man ook gesê, God sal die goddelose, hulle wat die gees van God nie het nie, ook oordeel. Omdat hulle hom verwerp het, die weg verlaat en verruil het vir die leuen en die leuen geglo het, die leuen aangehang het, omdat die waarheid nie in hulle is. Die vers 16, hierdie mense trek voordeel net vir hulle self, word ryk uit ander mense, gebruik die evangelie ten koste van ander mense en trek voordeel daaruit. Vers 18, in die laaste dae sal daar spotters wees, of soos die 83 vertaling sê, hulle sal met julle die spot drywe. Wat word hier bedoel? Hulle sal met julle die spot dryf, of in die laaste dae sal hulle julle bespot. Hier word nie verwys nou na iemand wat iemand koggel of terg nie. Dis nie wat hier bedoel word nie. Nee, hulle sal die waarheid wat in julle is, hulle sal die waarheid verdraai. Hulle sal, omdat hulle die waarheid verdraai, 'n bespotting maak van die waarheid, van hulle eie sinnelike begeertes, ten voordeel of ten koste van die waarheid. Hulle sal die leuen glo. In die Ou Testament
en ek kan nie onthou wat se koning, ek dink dit was koning Agas gewees, lees ons die volgende. God het gekom en gesê, wie kan ek stuur, sodat Agas die leuen glo, en uitgaan in die oorlog, want my oordeel is reeds vas oor hom besluit. Ek wil hy moet omkom in die oorlog. Dis net my eie woorde, maar dis min of meer wat daar staan. Dan staan daar en iemand het gesê, ek sal gaan, ek sal sukses hê, ek sal die leuen vir hulle bring en sal die leuen glo. En Agas het gegaan en Agas het omgekom in die oorlog. Hierdie kom alles neer op een ding. Op een onveranderlike getuienis. Dit wat vers 19 gesê het, hulle wat die Gees van God nie het nie. Daarom verkondig hulle die valsheid. Daarom glo mense die valsheid en nie die waarheid nie. Dit is alleen wanneer God deur sy genade, deur sy barmhartigheid, so 'n persoon se oë oopmaak, se ore oopmaak, se verstand ontvanklik maak om die woord te hoor, te glo, sodat daardie een dan kan sien en kan hoor, kan begryp, kan verstaan, omdat God deur sy genade geloof gegee het aan daardie een, sodat daardie een gered kan word. Dis my die grootste wonderwerk in die hele Bybel, is dat God iemand red uit genade. Ek vra baie keer vir mense, waarom het die Here Jesus gekom? En ek dink ek het dit al by 'n vorige keer gesê, dan sê baie mense nog steeds dieselfde ding, hy het gekom vir my sonde, is waar. Die Here het gekom vir die mensdom se sonde, dis waar. Weet julle hoekom hy aan die kruis gehang? Hy het gekom om soek en te red die wat verlore is. Mense te red van die ewige verderf, dis hoekom hy gekom het. Dis hoekom hy aan die kruis gehang het, om te kom red. Daarom kan hy jou vrymaak, as hy jou gered het van die ewige verderf. Dit bly die grootste en die wonderlikste verhaal, die verhaal van die kruis. Vanoggend het ek weer vir die belydensklas gesê, die Ou Testament en die Nuwe Testament, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, God van die Ou Testament, die God van die Nuwe Testament. Is iemand anders vir jou, ek het nou in die week, 2 weke gehoor, daar's 'n man, 'n prediker of 'n pastoor in die rigting van Brits, wat sê, net van die evangelie van Johannes af tot Openbaring is God se woord. Ek moet die dinge vir julle sê. As iemand vir jou sê, net die Nuwe Testament, het hy 'n leuen gees. God se woord is van Genesis tot Openbaring, want God se heilsplan, God se heilsgeskiedenis begin in Genesis en dit eindig in die boek Openbaring. Christus het nie uit die lug uitgevang. Hy is die engel van die Here, hy is die engel van die leerskare. Hy is die een wat aan Moses verskyn het op die berg Sinai. Hy is die een wat op die ark getroon het. Hy is die een wie se bloed ten volle betaal het. Die Ou Testament is die afbeelding van die, soos die boek Hebreërs sê, die Ou Testament is die afbeelding van die volmaakte. Die volmaakte is die Nuwe Testament en die volmaakte het deur die kruis van Christus Jesus gekom. Dis die waarheid. Die waarheid sal jou vrymaak. Leer jou kinders, jou kleinkinders, dit die hele Bybel. Lees hulle die hele Bybel, lees hulle hierdie dinge. Daar staan in die Nuwe Testament en in die Ou Testament. Hierdie dinge is vir julle opgeteken, sodat julle kan glo en kan sien God se heilsplan
Dis heilsgeskiedenis, Genesis tot Openbaring. Amen. Kom ons buig ons hoof, ons oë. Here, dankie vir u kosbare, vrymakende woord. Here, want dit is nie net woorde, dit is nie net 'n boek nie. Dis 'n boek geïnspireer deur die lewendmaker, die Gees van God. Die derde persoon in die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, een in wese, nie drie gode nie, maar drie persone en een in wese, soos Deuteronomium 6 vers 4 sê. Here, ons eer u daarvoor. Dankie vir u woord. Here, gee dat die waarheid elke kind van u sal vrymaak, hulle wat vanoggend hier sit, en hulle wat ook die woord vorentoe hoor. Dat ek weet dit wat ek ook oor gepreek het, hier op my hart gelê het, om ook later vorentoe persone by name te noem, en dan te sê ook, hoekom ek sê, dit wat hulle sê, nie die waarheid is nie. Nie om maar nie in te veroordeel nie, Here, maar omdat die oordeel u oordeel is, maar om vir u kinders uit te wys die gevare, om mense in u woord te onderrig in die waarheid. Here, gee dat ek altyd in die waarheid sal bly, altyd getrou sal wees aan u woord, dat u deur die Gees my altyd op daardie pad sal hou, in absolute afhanklikheid van u, en dit bid ek ook vir u kinders vanoggend. Dankie dat ek dit mag vra, dankie dat ek die vertroue mag hê, dat u dit so sal doen, want u sê ook in u woord keer nooit leeg na u toe terug nie. In Jesus naam, amen.